Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn erediens. Dit is so lekker om saam met jou vandag te gesels oor God en oor jou lewe en dankie dat jy ingeskakel het. Word sommer net 'n oomblik bewus van God se teenwoordigheid en oor waar jy nou is. Dit was 'n besige week wat verby is. Vat sommer net 'n oomblik, haal diep asem voor ons saam begin. Met ons hele wese wag ons op die Here. Hy is ons hulp en ons skild, want oor hom is ons harte verheug. Ja, op sy heilige naam vertrou ons. Ek groet jou met die woorde genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ken jy hierdie gevoel? Jy bel of jy roep, maar niemand antwoord nie. Hoe lank nog, Here? Ons lees vandag Psalm 13 saam en dis 'n klaagpsalm van Dawid. Kom ons lees saam. Hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak, antwoord my Here, my God. Verlig tog my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders, omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op U troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor U verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Tot sover. Daar is tye in 'n mens se lewe wat jy bid en dit voel of jou woorde die plafon tref. Dit plak net daar vas, dit gaan nie verder nie. Jy sê amen, laat dit so wees, maar dit voel nie of dit iewers kom nie. En jy bel en jy roep en jy vra en jy kla, maar niemand antwoord nie. En ons weet nie in watter tyd in Dawid se lewe hierdie gedeelte geskryf is nie. Dit kon gewees het toe hy vir Saul gevlug het, of later toe sy eie seun Absalom hom wou doodmaak. Wat ons wel weet is dat Dawid hier moeg is. Nie net liggaamlik nie, maar geestelik uitgeput. Hy voel ver van God af, hy voel afgesny. Hy vra, hoe lank nog, Here? En hierdie woorde kom 4 keer voor in die eerste 2 verse. Dit sê vir ons, hierdie stilte was lank. Miskien ken jy die stilte waarvan Dawid hier praat, die stilte na verlies. Stilte na 'n gebed wat onbeantwoord bly, stilte in 'n jaar wat lank en swaar geword het, stilte in onsekerheid. John Ortberg gebruik so 'n mooi beeld in sy boek All the Places to Go, How Will You Know? Die beeld van 'n deur, en ons almal het ons eie deure. En ons wag vir God om vir ons te wys watter deur is nou die regte deur. Deur watter deur moet ons nou beweeg? Ons wag vir oop deure of vir deure wat oop gaan of wat toe gaan, sodat ons weet waantoe. En wanneer ek Psalm 13 lees, hoor ek eerlikheid en onsekerheid, 'n gebed en 'n uitroep na God in 'n lang stilte. En ek dink so 'n bietjie aan Dawid wat in 'n wagkamer of in 'n gang staan en hy kyk na die deur. Nou ek weet nou nie of die deur oop of toe is nie. En dis seker deel van die onsekerheid. Maar elke gelowige staan iewers in hierdie gang. Ons almal gaan deur 'n wagtyd, 'n tussentyd, 'n tyd tussen was en word, tussen wat jy gehoop het en wat jy nog nie kan sien nie. 'n Tussentyd waar jy leer om te vertrou op God. En Dawid beleef in hierdie Psalm 3 fasette van pyn. Hy staan in 'n gang en hy ervaar God se stilte. U vergeet my. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet? Vir altyd.
En dis aanhoudend, hy sien nie 'n uitkoms nie. Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? U gesig vir my verberg. En hy voel God vermy hom. En wanneer hier verwys word na God se aangesig of God wat wegkyk, is dit 'n bekende beeld in Israel se geloof. Dit verwys na God se seën en sy teenwoordigheid. En wanneer hy wegkyk, voel dit of hy nie daar is nie, of hy nie hoor nie. Maar die feit dat Dawid steeds met God praat, hierdie dinge wat hy ervaar in hierdie tussentyd, in sy onsekerheid, wys dat hy steeds glo. Selfs Dawid se klag is 'n vorm van geloof. En hierdie is 'n gebed van iemand wat nie meer weet nie. Dawid bevraagteken nie in hierdie onsekere tussenin tyd God se bestaan nie. Hy bevraagteken God se stilte. Hy sê nie, is u daar nie. Hy sê, hoe lank nog sal u stil bly? Hierin lê 'n diep verskil. Dis nie ongeloof nie, dis 'n verhouding. Hy mis God se teenwoordigheid in sy lewe. Hy voel God is nie daar nie, God luister nie, God praat nie. En daarna ervaar hy innerlike onrus. Hy is nog steeds in die gang, nog steeds in hierdie tussentyd. Hy voel, hy maak sy eie planne en sy dae is gevul met kommer en kwellinge. Alles is te veel. En dan kan ons amper hoor hoe haal Dawid asem of hoe sug hy. En dan beweeg die klaag in die volgende rigting in. In hierdie gang draai hy na God toe en hy vra vir God om te luister, om hom te antwoord. Hy roep uit, Here my God. En dit is so mooi. Dit vra, sien my tog raak. Hy vra, neem my in ag. Kyk na my met aandag en hoor my. Hy smeek en hy vra dat God sy oë sal verlig. Dawid vra verlig in 'n moeilike tyd. Nie 'n vinnige oplossing of 'n antwoord nie. Hy vra vir krag en dat God hom lig sal gee. Hom sal help om dinge op 'n nuwe manier te sien, met nuwe oë of met nuwe perspektief daarna te kyk. Dalk net genoeg vir die volgende stap. En hy vra vir lig sodat sy oë weer helder kan word, sodat hy weer kan sin maak van die wêreld, sodat hy weer kan hoop hê op iets wat hy nie kan sien nie. Hy vra vir nuwe lewenskrag. Hy wil nie sterf nie. Hy vra vir krag en nie vir oplossings nie. En hy bly nie net in hierdie negatiewe spasie of in sy pyn nie, voor die toe deur nie. Eintlik kyk hy nie eers vir die deur nie, want hy draai na God toe. God wat saam met hom in hierdie gang staan, daar in die tussenin, in die stilte. Hy bly glo en beweeg en vra, al weet hy nie waartoe volgende nie. Hy vra vir God se teenwoordigheid in moeilike, onsekere tye in sy lewe, in pyn. En hy ervaar eksterne druk ook. Hy is nog steeds in hierdie gang. Hy het nog steeds nie antwoorde gekry nie. Hoe lank gaan die vyand die oorhand oor my hê? Dis taal van 'n mens wat uitgeput is, wat op alle vlakke moeg is, wat moeg gestoei is. En dan gebeur die onverklaarbare. God het nog nie gepraat nie, niks het verander nie. Tog verander alles, nie buite hom nie, nie ekstern waar hy al hierdie druk beleef nie, maar binne in hom. Hy onthou die kern van sy geloof is God. God se troue, standvastige liefde, liefde wat nie ophou nie, selfs as al verstaan hy nie. Hy sê, ek vertrou. En die werkwoord wat hier gebruik word, vertrou, sê Hebreëse woord batag, verduidelik 'n aksie. Dis nie net 'n gevoel nie, dis 'n keuse om te vertrou in God se karakter, al antwoord God hom nog nie. Ek wil sing.
Ek voel nie lus om te sing nie, dis nie wat hy sê nie. Hy sê hy wil sing, 'n besluit van geloof. En stilte is dikwels die plek van voorbereiding. Die Bybel is tog vol voorbeelde. Josef in die tronk of Elia onder die besembos, Jesus in die graf. In elkeen van hierdie stories gebeur niks sigbaar nie. Maar in die niks word lewe gevorm. Stilte is nie leeg nie, geloof is nie afwesig in vrae of in hierdie tussenin tye nie. Geloof is nie 'n toestand van sekerheid nie. Ons geloof is 'n verhouding van eerlikheid. Om te twyfel en om vrae te vra, om te wag, is nie 'n teken van swakheid nie. Dis deel van jou geloofspad. Dawid se omstandighede verander nie, maar sy fokus doen. Hy kyk nie vas in hierdie stilte of in hierdie toedeure nie. Hy kyk na God toe, God wat steeds teenwoordig is in die gang, saam met hom, in die stilte. En dis wat geloof doen. Dit verander nie altyd jou wêreld nie, dit gee nie altyd antwoorde nie, dis nie so maklik nie. Soms verander dit net jou kyk, dit verlig jou oë, dit sit amper jou kopliggie aan, sodat jy helder kan sien. Ons almal ken hierdie wag, die stilte, die tussenin tyd, wag vir genesing, ons wag vir antwoorde, gaan ek werk kry? Is daar meer in hierdie lewe as dit waarmee ek besig is? Is ek geroep vir meer? Is dit wat ek gekies het, die deur waardeur ek beweeg het, nou reg gewees? Ons wag vir vrede. Vrede in lande wat oorlog ervaar, vrede in onsself. En ons wag vir sin. En ons wag vir 'n oop of 'n toe deur. Wat jy doen terwyl jy wag, kan dalk die belangrikste deel van jou lewe wees. En tog bly wag een van die moeilikste dele van geloof. Want wag voel soos niks. Dis 'n plek wat jy nie meer weet vorentoe nie, maar jy weet ook nie of jy agtertoe moet gaan nie. Dis 'n plek tussen was en word. 'n Onsekere plek. 'n Heilige plek. 'n Stil spasie tussen deure in die gang. 'n Plek waar jy nie seker is watter deur oop is en watter deur toe is nie. 'n Plek waar jy vertrou dat God besig is en teenwoordig is. Die Here het aan hom goed gedoen. Dis wat Dawid sê, verlede tyd. Daar het nog niks verander nie. Dawid hou vas aan sy verhouding, sy ervaring en sy geloof in hierdie onsekere tyd. Hy ken God en hy weet wat die Here al vir hom gedoen het. Hoeveel deure en gange hy al saam God deurgeloop het. Hoe ver hy gekom het. En hy is dankbaar. En daarom kan hy terugkyk en weet God is steeds teenwoordig. Miskien is geloof se grootste vorm van dankbaarheid juis om te kan sê, Here, ek verstaan nie, maar ek onthou en ek vertrou. Dankbaarheid kyk terug en sien hoe God deur al die vorige deure saamgestap het. En dit gee jou moed om hom te vertrou vir die volgende deur, maar ook in die gang. En selfs al gaan daar nie 'n deur oop nie, kan jy steeds dankbaar wees dat hy in die gang saam met jou is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons elkeen raak sien en dankie dat U in ons tussentye saam met ons is. Here, dankie dat ons soms deur 'n deur kan beweeg en soms in die deurkusyn kan wag vir 'n bietjie. Here, dankie dat ons in wagkamers is en in gange is en dit maak nie eintlik saak waar ons is nie, Here, maar
dat U ons daar kom haal in ons onsekere tye, in ons tussenin tye, Here. Sien U ons en U ken ons en U beplan vir ons mooi dinge. Here, dankie dat ons U kan lief hê. En dankie dat ons hierdie pad saam met U kan stap. Amen. Mag God, die bron van hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede deur geloof, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen.